elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Wit en Dui Woordskool. Ons kyk vandag na 'n baie interessante onderwerp en dit is die vraag wat ek al 'n paar keer nou gekry het oor hele paar maande, so elke nou en dan kom hierdie vraag hier na vore en is nogals opvallend. Dus mense wil weet wie was Melchisedek, omdat ons van hom lees in die Ou Testament en ons lees van hom op 'n baie unieke manier ook in die Nuwe Testament. So wie is hierdie geheimsinnige figuur? Nou, ek wil jou nooi om saam met my te lees in die Bybel. Ons gaan kyk na 3 gedeeltes, 1 in Genesis, 1 in Psalm en 1 in Hebreërs. So, ons moet net so 'n bietjie die agtergrond daarvan kry. En ek het nou, om my op die onderwerp te hou, het ek nou 'n paar notas vir myself hier neergesit, so ek gaan nou gereeld hierna kyk om seker te maak, ek verduidelik dit mooi en stelselmatig. Die belangrike ding wat ons sommer miskien in die begin kan sê, voor ons gaan lees, en ons eerste gedeelte gaan wees Genesis 14. So as jy so lank so toe wil blaai in jou Bybel, sal dit gaaf wees, en dit saam met my kan kyk. Maar in die Nuwe Testament, en ons sal later na die spesifieke skrifgedeeltes gaan kyk, in Hebreërs 7, word daar gepraat van die orde van Melchisedek. En ons sien dit ook in Psalm 110, die orde van Melchisedek. En die skrywer in Hebreërs praat nou daarvan om te sê dat Jesus nie volgens die Aaronitiese orde 'n priester is nie, maar volgens die orde van Melchisedek. Nou, dis miskien nou onnodig dat ek dit noem, maar kom ek sê dit net. Die mees bekende priesterskap wat ons van weet uit die Bybel uit in die Ou Testament is die Aaronitiese priesterskap. Of ook gesê die Levitiese priesterskap. Aaron wat 'n Leviet was en hy was die heel eerste hoëpriester deur God aangestel binne die Levitiese orde, of dan nou die orde, die Aaronitiese orde. Hy die hoëpriester en dan Leviete wat die priesters is, en net die wat uit die stam van Levi kom kwalifiseer om priesters te wees. En dan was daar baie spesifieke reglemente en riglyne waar volgens die Aaron hoëpriesterskap en die Levitiese priesterskap dan nou verrig moet word. Baie spesifiek. Aaron het ook 2 seuns aan die dood afgestaan weens die oordeel van God wat op hulle kom. In Levitikus lees ons daarvan, omdat hulle wierook gebrand het voor die oë van die Here wat nie volgens voorskrif was nie. En hulle het op die plek net daar gesterwe. 2 van Aaron se eie seuns. So ons weet dat dit was baie spesifiek en dit het 'n verskriklike belangrike sleutelrol in die nasie van Israel vervul, die diens in die tabernakel eers en toe later die tempel, om aan God diens te bring en versoening te doen vir die sonde van Israel volgens presiese voorskrifte wat God gegee het. Nou, op hierdie moment wil ek jou net weer daaraan herinner dat die voorskrifte van God nie net baie spesifiek was nie, maar dat dit ook iets baie spesifiek in die oog gehad het. So, toe God vir Moses sê presies hoe moet die diens wees, hoe moet die tabernakel lyk, kom ons begin daar, die presiese afmetings van die tabernakel, die meublement van die tabernakel, die gereedskap van die tabernakel, is elke liewe dingetjie voorgeskryf, en niks is oorgelaat aan die, kom ons sê dit maar, die inisiatief van Moses en die Israeliete nie. So die belangrike ding daarom te sê, is dat God het iets baie spesifiek in gedagte gehad. Nou ons weet dat jare later, met die koms van Jesus, eeue later, na die tabernakel en Moses, en dit wat ons lees in die Ou Testament, die voorskrifte vir die priesterskap en die tempel en die diens, en die rol wat dit vervul. Met die koms van Christus, met sy dood en met sy opstanding, die openbaring van wie Jesus is,
leer ons dat alles wat God gedoen het en alles wat hy gesê het, het sy seun as middelpunt daarvan gehad. En het begin sommer al by die skepping, en dis nie waar het eindig nie, dis waar ons die aanvang van hierdie wonder raak sien, is dat God alles in die skepping deur die seun gemaak het en vir die seun. En dat niks het ontstaan, is die Nuwe Testament is so duidelik daaroor, dat jy kan dit nie eers per ongeluk mislees nie. Is dat alles wat ontstaan het deur hom ontstaan, en niks wat ontstaan het buite hom enige, kom ons sê, ons gebruik die Engelse woord legitimacy, geldigheid. Alles het deur die seun ontstaan, en alles is vir die seun gemaak. Maar gaan die Nuwe Testament dan voort in die openbaring van die heerlikheid van Jesus, is dat dit nie net die skepping was nie, dat God nie net die skepping deur die seun en vir die seun gemaak het nie, maar alles wat hy gedoen het, in sy plan, in sy handelinge met die mense tot en met Abraham, wat ons sommer die voorgeskiedenis noem, en sy handelinge met Abraham, die seuns van Abraham, Isak en Jakob, die totstandkoming van Israel as 'n volkgroep deur die 12 stamme, later as 'n nasie en later as 'n koninkryk, 'n verdeelde koninkryk, en uiteindelik die koms van Christus, dat alles wat God gesê het, alles wat hy gedoen het, was die vooruitskouing na die koms en heerlikheid van Jesus Christus, en was hy die kern daarvan. En dis een van die groot ontdekkings wat 'n mens maak in Christus Jesus rakende die Ou Testament. Terug na die Levitiese priesterskap. So ons weet dat die spesifieke riglyne wat God gegee het vir die Levitiese priesterskap het van iets groter gepraat as net dit wat ons kan sien in die uitvoering van hulle pligte en hulle dienste, en dit is dat dit 'n vooruitskouing was van iets groter as die Levitiese priesterskap, iets groter as die Aaron hoëpriesterskap of die Aaronitiese hoëpriesterskap, iets groter as die tempel, iets groter as die verbond met Abraham, iets groter as die wet, en dit was die heerlikheid van Christus. In die Nuwe Testament word dan gepraat van dat die Levitiese priesterskap het 'n tydelike rol vervul, en dat dit vervang is deur Christus Jesus, of vervul is in Christus Jesus met iets groter, iets blywend, waarvan die Levitiese priesterskap net die skaduwee was. Nou ja, dit is sommer, kom ons sê, dit was die inleiding om te praat hieroor, oor Melchisedek. So kom ons gaan kyk net na Genesis 14, wat ek saam met jou wil lees, en ons doen vers 18 tot 20. Hier is die heel eerste keer wat ons lees van 'n man met die naam van Melchisedek. Nou, Kedor Laomer, net die agtergrond vinnig daarvan is dat Abraham het oorlog gevoer op die mense wat sy mense ontvoer het. En hy het 'n groot oorwinning behaal met sy leertjie wat hy daar by mekaar gehad het. En na hierdie oorwinning kom 'n man na Abraham toe met die naam van Melchisedek. En hy word beskryf in Genesis, ons gaan nou sien, as die koning van Salem. Maar wat toe gebeur tussen Abraham en Melchisedek is toe die groot saak wat later in die Bybel weer bespreek word. So kom ons kyk daarna. Ons is nou net na die oorwinning en Melchisedek verskyn nou op die toneel. So vers 18 sê, Melchisedek die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring en hom, Abraham, geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en geseënd is God die Allerhoogste, wat u vyande in die hand gegee het. Toe gee Abraham vir hom, vir Melchisedek, 10de van alles. Wat het ons gelees? 18 tot 20. So kom ons kyk na interessant, wat ons net kan optel hierso. So, die eerste ding is, Melchisedek is 'n koning van Salem. Salem is die, kom ons sê nou maar, die oupa van, of die grootoupa, grootjie
van Jerusalem. Op hierdie plek waar Salem was, wat beteken vrede, het gekom die stad Jerusalem, wat beteken fundament van vrede, of fondasie van vrede. En jy kan nog steeds die Salem in Jerusalem hoor, nee, wat vrede beteken. So, Melchisedek is die koning van Salem. Interessant, hy is 'n priester van God, die Allerhoogste, die woord El Elyon word gebruik. Hy is 'n priester van God. En hier is die interessante ding. Onthou, dit was nou 400 jaar ten minste voor die stigting of die instandkoming totstandkoming van die Levitiese priesterskap, waar God baie duidelik die amp van koning geskei het van die amp van priester. Hier kry ons 'n baie unieke priester. Hy is beide 'n koning en 'n priester, iets wat baie spesifiek later deur God heeltemal verander is. So hier is beduidende verskille tussen dit wat Melchisedek hier doen en dit wat ons later lees in die Levitiese priesterskap. Hy bring brood en wyn na Abraham se oorwinning oor Kedorlaomer en ander konings. Hy seën Abraham, wat impliseer dat hy geestelik hoër is as Abraham, en dan betaal Abraham aan hom 'n tiende van alles wat hy het. Of alles wat hy eintlik buitgemaak het, dink ek, moet dit wees. Dit is 'n interessante ding om raak te sien. Nou, ons wil later in 'n ander video, wil ons gaan kyk na die mense wat priesters van God was, voor die Levitiese priesterskap. Melchisedek is een van hulle. So, in Genesis hoor ons niks meer van Melchisedek, behalwe dat hy 'n koning van 'n stad was, waar daar ander stadskoninkryke was. So, 'n stad het 'n koning gehad. So dit was nie 'n koning van 'n land nie, maar dit was 'n groot stad en die heerser van daardie stad was 'n koning en hulle het hulle eie weermagte en manier van opereer gehad en hulle eie wette en hulle, soos wat ons seker Singapore vandag kry, nee? Wat 'n stad is, maar dit is 'n soewereine regering. Nou, ja, ons wil gaan kyk, ons sal dit in 'n ander video kyk, na die ander priesters wat daar was. Die interessante ding van Melchisedek is, hy aanbid die Allerhoogste God, wat ons later leer ken as die God van Israel. Hy aanbid hom, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. Melchisedek is nie 'n Jood nie, want Juda was nog nie daar nie. Hy is nie 'n Israeliet nie, want Jakob was nog nie gebore nie. Hy is nie uit die huishouding van Abraham nie. Abraham wat homself nie 'n Jood of 'n Israeliet is nie. Kom uit Iran. En hy aanbid God. En ons hoor dit net. Nou, dis nie die eerste keer in Genesis waar hierdie interessante verskynsel voorkom nie. Ons lees byvoorbeeld van die afstammelinge van Sem, wat die vader van die Semite is. En Semite is nie net Jode nie, dis almal wat uit Sem uit voorgekom het. Dit sluit onder andere die Arabiere ook in, byvoorbeeld. En ons lees van Henog. En as 'n hele rits mense wat ons van lees, wat offers bring aan God, wat later slegs deur 'n priester vervul mag word, insluitende Abraham, wat ook interessant is. Hy bring self offers aan God en funksioneer as 'n priester voor God. Dan lees ons die volgende keer wat ons van Melchisedek lees, is in Psalm 110. Kyk nou hier, hoe interessant is dit? Psalm 110 vers 4, wat sê, die Here het gesweer, en dit sal hom nie berou nie, u is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Ek dink, kom ons lees daai hele Psalm, net om die agtergrond te kry van daardie woorde, Psalm 110, Psalm van Dawid, die Here het tot my Here gespreek, en dis een van die interessante dinge, wat Jesus vir die Fariseërs gee om op te los, en te sê, van wie het Dawid hier gespreek?
om te sê, die Here het tot my Here gespreek. Wie is Dawid se Here? Wie is die Here wat met my Here praat? Nee, is een van die raaisels wat Jesus vir die fariseërs gee om te antwoord, en daarna het hulle hom nie vreeslik veel vrae gevra nie, want hy het hulle vasgevra. Want hulle wil hom vra na Jesus se autoriteit, en jy weet waar hy vandaan kom, en jy weet hoe kan hy aanspraak maak op die dinge waarop hy aanspraak maak, en toe antwoord hy hulle vraag met 'n teenvraag. Die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van u vyande. U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag, in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad, sal vir u wees die dou van u jong manskappe. Die Here het gesweer, en dit sal hom nie berou nie, u is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hy sal strafgerig hou onder die nasies, hy maak dit vol dooie liggame, hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land, uit die stroom sal hy drink op die pad, daarom sal hy die hoof ophef, en dit is wat die Here, sê Dawid, aan my Here gesê het. Nou, ons verstaan uit 'n Nuwe Testamentiese perspektief van wie praat Dawid hier, en dat hierdie 'n profetiese psalm is van niemand anders nie as Jesus self. En dat God praat met Jesus en sê, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Nou, ons weet dit vir 'n paar redes, maar een daarvan is dit wat ons lees in Hebreërs 7 oor Melchisedek, waarvan ons gelees het in Genesis 14, en die bediening en vervulling van Jesus Christus. So uit Psalm 110 leer ons die volgende. Dis 'n messiaanse profesie, wat sê die Here het gesweer tot my Here, het sal hom nie berou nie, jy is 'n priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Dit voorspel dat die Messias nie 'n priester volgens die Levitiese orde sal wees nie, maar volgens 'n hoër orde soos Melchisedek. En dit maak dat ons regop sit, om weer te gaan kyk na die insident met Abraham en Melchisedek, en sê, wag, as Dawid daarvan praat, en Dawid lig dit uit, dan is hier iets besonder om waar te neem. Maar, kom ons gaan kyk na Hebreërs 7. So Hebreërs 7 gee vir ons die volgende. Die skrywer van Hebreërs gebruik Melchisedek as 'n beeld van Christus en verduidelik waarom Jesus 'n beter hoëpriester is as die Levitiese priesters, of die Aaronitiese hoëpriesterskap. En dat Jesus van 'n ander orde kom as bloot net die voortsetting van die Levitiese priesterskap. Dit is van die belangrikste punte, vers 1 tot 3 in Hebreërs 7, want hierdie Melchisedek, skryf die skrywer, was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van die geregtigheid, en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Nou die woord Melchisedek beteken koning van geregtigheid. Soos ons nou na die betekenis van sy naam kyk, en dis waarna die skrywer hier gebruik, sê Melchisedek beteken koning van geregtigheid. Hy is ook koning van Salem, wat vrede beteken, so ons kan sê, Melchisedek is koning van geregtigheid per naamdefinisie, per posisie en status koning van vrede, let hy op. 'n Interessante 3 versies daai. So anders as die Levitiese priesters wat van Aaron moes afstam, het Melchisedek geen geslagsregister in die skrif nie, en dit maak hom 'n simboliese ewige priester voor God, soos wat Christus die ware en werklike en in waarheid priester tussen God en die mense is, soos Paulus dan nou sou skrywe, dat ons het een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jesus. Nou dit was, nou van vers 4 af sien ons, let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aartsvader, 'n 10de van die buit gegee het.
Nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang, wel 'n gebod om, volgens die wet, van die volk tiendes te neem, dit is van hulle broers, of skoon hulle uit die lende van Abraham voortgekom het. Maar, hy wat nie uit hulle sy geslagsregister aflei nie, met ander woorde wat nie uit Levi uitkom nie, want Levi was daar nog nie, het van Abraham tiendes geneem en die besitter van die beloftes geseën. Nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën, en dis 'n stelling wat die skrywer van Hebreërs maak, is om te sê dat in hierdie ontmoeting tussen Melchisedek en Abraham is Melchisedek beduidend die meerdere, omdat hy seën Abraham. Dit gaan van die meerdere na die mindere, en gaan hy die argument maak dat in die lendene van Abraham, in die afstammelinge van Abraham, was Levi, en dat daarom ook symbolies in daardie sin het Levi, wat toen nog nie gebore was nie, in die lendene van Abraham, as nasaad van Abraham, eintlik ook dan, deur Abraham, aan Melchisedek tiendes betaal, om te wys dat Melchisedek is 'n hoëre orde, as die van die Leviete. Nou word vers 8, en hier neem wel sterflike mense tiendes, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. En om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee, want hy was nog in die lendene van sy vader, toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. So, Abraham gee aan hom 'n tiende, wat impliseer dat Melchisedek groter is as Abraham, en Levi, wat in Abraham se nageslag sou wees, betaal simbolies 'n tiende aan Melchisedek, dus die argument dat die orde van Melchisedek is hoër en groter as die Levitiese priesterskap. Ons wil verder lees van hoofstuk 7 vers 11, sien ons die volgende. Ek gaan nou sommer lees tot, ek dink dis die einde van die hoofstuk, ek wil net seker maak, ek dink is tot vers 28, ja. So, dis nou 'n stukkie om te lees, maar kom ons doen dit, ek dink dis die moeite werd, net om na die teks te kyk, van vers 11 tot 28. As daar dan volkomendheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek, en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie, wat die argument is van die skrywer om te sê, as die Levitiese priesterskap en die Aaronitiese hoëpriesterskap volledig was, waarom is daar 'n ander orde? Waarom praat Dawid daarvan? As hierdie die volkoming, die voltooiing daarvan was, met ander woorde, die argument is om te sê, sien jy dat dit is A, 'n tydelike orde, die Aaronitiese hoëpriesterskap en die Levitiese priesterskap, en B, dis 'n skaduwee van die regte. En dit praat van iets groter as homself, net die orde. Levitiese orde praat van iets groter as net die Levitiese orde. En die skrywer van Hebreërs beredeneer dat die Levitiese priesterskap van Jesus praat. Die Aaronitiese hoëpriesterskap praat van Jesus en dat dit vervulling vind in Jesus. Maar die belangrike ding wat jy moet sien is dat die Levitiese priesterskap is direk verbind aan die gee van die wet en dat jy nie die een kan hê sonder die ander ene nie. So dis die een deel van die argument. Ek wil dit vandag net vir jou sê. Jy kan nie die wet hê gegee deur Moses, die wet van Moses, sonder die Levitiese priesterskap nie. Hoekom nie? Omdat die wet van Moses is die openbaring van God se heiligheid en die openbaring van Israel se sonde of die mens se sonde. Nou, by die openbaring van sonde kom ook die openbaring van oordeel. Saam met die openbaring van oordeel kom die offerstelsel en dan ook die hele diens, Levitiese priesterskap, diens in die tabernakel of tempel, om genade te bring deur die bloed van die diere vir die oordeel van God wat oor Israel is vanweë hulle ongehoorsaamheid aan die wet. Jy kan nie die een sonder die ander een hê nie. Daar is nie 'n rede vir die bestaan van die Levitiese priesterskap sonder die wet nie, en die wet kan nie gegee word sonder die uitkoms van genade deur die bloed nie. Hierdie twee saam, dis die een ding om te sê. Nou, die volgende ding om te sê. En dit is die ander kant van die muntstuk. As jy nie die een kan hê sonder die ander ene nie, dan kan jy nie die Levitiese priesterskap vervang met 'n ander priesterskap, maar die wet behou nie. Want hierdie twee is saam. Jy kan nie die een sonder die ander een hê nie, en vice versa.
So dis nie net dat die Levitiese priesterskap vervul is in Christus nie, en nou Christus wat uit 'n hoër ander orde as die Levitiese priesterskap kom nie, maar is ook die wet wat vervul is in Christus en nou 'n ander of 'n hoëre openbaring het van die heiligheid en geregtigheid van God as wat die wet gegee het. En dis belangrik. Nuwe orde, nuwe wet. Nuwe wet, nuwe verbond. En dis dan een van die groot argumente, nee, wat ons sien in Hebreërs. So kom ons lees net aan. Hy sê, vers 12, want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet. Omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie. Nou net sê, Melchisedek kom nie uit jou van Israelse stamme nie. Hy is nie Israeliet nie. Vers 14, want dit is volkome duidelik dat onze Here uit Juda voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie. Sê ja, onthou net, Moses het gesê wat God hom beveel het. Jy kan nie 'n priester wees uit die stam van Juda nie. Die konings kom uit die stam van Juda. Maar die priesters kom uit Levi, die stam van Levi. En as jy dit anders te sou doen, as jy vat byvoorbeeld Saul, wat offers probeer gee aan God, word onmiddellik die koningskap ontneem. En das Usia, nog 'n koning in Israel, wat wierook aangesteek het. Hy wat 'n koning is, doen 'n werk wat net toegesê is aan 'n priester, en God het hom onmiddellik met melaatsheid gestraf. Die konings kom uit Juda, die priesters uit Levi, maar Jesus, hoe kan hy dan beide die koning wees? Ons kan die koningsrol verstaan, soos ons dit nou verstaan uit Juda, maar hoe kan hy priester tegelyk wees? Hy sê ja, want hy is nie uit die Levitiese priesterskap nie, maar uit 'n priesterskap waar die priester ook koning is, Melchisedek, koning van Salem en priester van die Allerhoogste God. Dis 'n interessante, ontwikkeling. Vers 15, en nog baie duidelik is dit, as daar 'n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melchisedek. Nou een wat het geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Want hy getuig, u is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie. Maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop, waardeur ons tot God nader. Nou, as jy gedink het, Paulus praat nogals kras oor die wet in Galasiërs, as hy sê ons is nie meer onder die wet nie, maar onder Christus, en in 2 Korintiërs 3 praat van die ontoereikendheid van die wet. Dan is die skrywer van Hebreërs nog krasser, as jy die woord kras wil gebruik, in die rol van die wet en die tydelikheid daarvan, soos ons het leer ken het in die Ou Testament. En vers 20, en vir sover dit nie sonder eedswering was nie, want hulle het sonder eedswering priesters geword, maar hy met eedswering deur die een wat aan hom gesê het, die Here het gesweer, en dit sal hom nie berou nie, u is priester volgens die orde van Melchisedek. In soverre het Jesus van 'n beter verbond borg geword. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly, maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op 'n ander voortgaan nie. Die skrywer van Hebreërs is nog steeds besig om te vergelyk ek kan nou dink aan die Engelse woord, die superiority, die oortreffende grootsheid van die rol van Christus teenoor die Levitiese priesters. Omdat die Levitiese priesters verbonde is aan die gebrokenheid van die lewe, is daar 'n groot klomp priesters, mense wat priesters word en doodgaan, en nuwes wat inkom en doodgaan, maar nie Jesus nie. Hy is die ewige priester, omdat hy nie verbind is aan die dood, of gebind deur die dood nie, maar vir ewig lewe gaan hy aan. En
vers 25, daarom kan Jesus ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan, wat vir ewig volmaak is, Psalm 110. Die eedswering wat na die wet gekom het, Dawid praat profeties van God, my Here, die Here wat met my Here praat. En dis duidelik dat ons het die Vader wat praat oor die Seun, en met eedswering sê dat die ewige priester, waarvan hierdie tydelike model, die Levitiese priesterskap, net 'n skaduwee is, word vervul in die Seun. En hy is 'n priester van 'n ander orde, wat die Bybel dan noem die orde van Melchisedek. So, kom ons kyk net na 'n opsomming van hierdie gedeelte. Ons sê, goed, ons het gesê, Abraham gee aan hom 'n tiende, die Levitiese priesterskap kon mense nie volkome red nie, Hebreërs 7 vers 11. Christus, soos Melchisedek, is 'n priester vir ewig, nie deur afstamming nie, maar deur die krag van 'n onvernietigbare lewe. Die ou verbond word vervang deur 'n beter verbond, gebaseer op Christus se ewige priesterskap. Die ou verbond, wat gekom het deur die Aaronitiese priesterskap, is vervang deur 'n beter verbond, wat kom deur die priesterskap van Christus. Nou die vraag, wie was Melchisedek regtig? Hy speel so 'n belangrike rol in die Bybel. Ons lees van hom 3 keer, en daardie 3 keer is die gewig daarvan is so enorm, dat dit 'n mens eintlik sprakeloos laat, hoe meer jy daarop ingaan. Genesis, Psalm en Hebreërs. Daar is verskeie teorieë oor Melchisedek se identiteit. Die een teorie is dat hy bloot net 'n historiese figuur was, 'n Kanaanitiese koning en priester wat die ware God gedien het, en dit was al wat hy was. En dat daar 'n misterie is rondom sy persoon, omdat ons niks verder van hom weet nie. Ons weet nie wie was sy nasate nie, ons weet nie wie was sy voorsate nie, ons weet niks van hom. Hy tree net tot die toneel, net skielik in 'n verhaal van Abraham, en daar is hy, ons weet niks verder van hom af nie, en hy is met misterie gevul. Ons lees ook niks verder geskiedkundig van Melchisedek buiten die gedeelte in Genesis 14 nie. Dan die volgende oomblik wat ons van hom hoor is 'n messiaanse profesie in Psalm, en dan 'n verduideliking van die vervulling van hierdie misterieuse man in Hebreërs. So daarom ook die volgende teorie oor sy identiteit is dat Melchisedek is 'n teofanie of 'n Christofanie, wat beteken die vooraf inkarnasie van Christus, of bekendmaking of openbaring van Christus. Nou, daar is baie beduidende Christofonies of teofonies in die Bybel, waar God sigbaar aan mense verskyn, en ons verstaan uit die Nuwe Testament, dat dit niemand anderste is as die Seun wat aan mense verskyn, of aan Israel verskyn, of individue nie. Soos byvoorbeeld Hagar, die Egiptiese slavin in Genesis 16 en 21, aan Abraham in Genesis 18, en aan Joshua byvoorbeeld, ensovoorts. En daar is nou 'n hele string van mense, wat ons nou sal sien, wat het eintlik Jesus was, wat aan hulle verskyn het, wat ons leer ken het, as Jesus gebore uit die maagd Maria, later in die Nuwe Testament, in Bethlehem. En ons verstaan dat Jesus wat vlees kom word, is die ewige woord wat altyd daar was, deur wie alles ontstaan het en vir wie alles ontstaan het, en dat hy betrokke was met die mens, lank voordat hy vlees kom word. Dit was een van die grootste openbaringe in die Nuwe Testament, is om te verstaan wie Jesus werklik is. So die tweede argument is dat Melchisedek in alle waarskynlikheid een van hierdie teofonies of Christofonies van Christus was. Maar daar is ook 'n derde teorie oor sy identiteit, en dit is
Hy is 'n simboliese figuur. Sy geskiedenis en optrede word gebruik as 'n tipe van Christus, maar hy was net 'n mens. Nou, my persoonlike verstaan is dat dit presies was wie Melchisedek was. Anders as ander verskynings of ander insidente in die Ou Testament wat ons kan toeskryf as 'n teofonie of 'n Christofonie, was Melchisedek werklik 'n historiese figuur. Hy was werklik koning van Salem, een van die Kanaanitiese konings, en hy is 'n tipe van Christus, maar nie Christus nie. En dat die gedeeltes in Hebreërs dit duidelik maak. Ek dink ons het nou net by een gelees, vers 15, Hebreërs 7 vers 15 is een van die skrifgedeeltes wat vir jou sê dat hy nie 'n teofonie was nie, maar 'n tipe. Met ander woorde, vooruitskouing, 'n profetiese vooruitskouing van Jesus. Ons sien dit in vers 15, daar staan geskryf, en nog baie duideliker is dit as daar 'n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melchisedek. So die ewebeeld van Melchisedek, met ander woorde dat Jesus figureer as 'n priester op dieselfde manier as wat Melchisedek figureer as 'n priester, en dat hulle uit 'n ander orde afkomstig is as die Levitiese priesterskap, 'n orde wat ons dan nou net noem die orde van Melchisedek, maar hy was 'n vooruitskouing eintlik van Jesus, en dat dit waarlik eintlik is nie die orde van Melchisedek nie, maar in waarheid die orde van die Seun. 'n priesterskap volgens die Seun, want hy is die profetiese vooruitskouing daarvan. En daar's een, hy is net die ewebeeld. So, Melchisedek is dus 'n sleutelkarakter wat Christus se priesterskap verduidelik. Melchisedek is hoër beter, of die orde van Melchisedek, hoër beter en ewig in vergelyking met die Levitiese priesterskap. Nou, in die Bybelse konteks kan mens sê dat Melchisedek inderdaad die oorspronklike hoof of verteenwoordiger van die orde van Melchisedek is, soos ons sien uit Genesis 14. Hy is 'n unieke figuur, hy het geen afstammelinge of afstamming nie, en hy simboliseer, hy is 'n profetiese tipe van Jesus. Nou, kom ons kyk net laastens na Jesus as die volmaakte hoof van die orde van Melchisedek, waarvan Jesus is die vervulling waarvan Melchisedek net die profesie van was. Die vervulling in Christus. Terwyl Melchisedek die tipe of voorafskaduwing was, is Christus Jesus die volmaakte en ewige hoof van hierdie orde. Hebreërs 7 vers 17 sê, jy is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Die uniekheid van Jesus se priesterskap, hy is nie 'n priester volgens afkoms nie, Jesus, nee, al die priesters in die Ou Testament was priesters volgens afkoms, nie Jesus nie. Hy is die volmaakte tussenganger, omdat hy self die offer geword het. Dit lees ons in Hebreërs 9 vers 12, hy is die volmaakte tussenganger, hy is die hoëpriester en die offer. Nou, die hoëpriester het die offer gebring, hy kon nie die offer wees en die hoëpriester nie, maar Jesus is het 'n hoër, beter en ewige orde van priesterskap, waar hy self die volmaakte offer is, en self ook die volmaakte hoëpriester aan God. En dan Jesus kombineer, soos Melchisedek, die rolle van koning en priester. Nee, dis die ooreenkoms. Melchisedek wat profeties verduidelik dat die ware hoëpriester van God nie Aaron was nie, of enige van sy nasate nie, maar dat die ware hoëpriester van God sy eie seun is, wat koning sal wees, Psalm 2, oor alles, soos Paulus skryf in Kolossense 1, dat hy eerste in alles sal wees, en dat hy ook die volmaakte koning en volmaakte hoëpriester is. Dit is nie kosbaar nie. Die kontras tussen die Aaronitiese en Melchisedek orde, net so laastens 2 gedagtetjies daaroor, is Melchisedek kan gesien word as die oorspronklike verteenwoordiger van sy orde, maar slegs 'n voorafskaduwing of 'n skaduwing, as daar so 'n woord is, vooraf, so kom ons sê nou maar net 'n profetiese heenwyse van Christus, en Jesus is die ware ewige hoof van die orde van Melchisedek, vervul
as die volmaakte hoëpriester wat vir ewig tussen God en die mense bemiddel. Nou, net 'n gedagte, hoekom was dit so belangrik vir die skrywer van Hebreërs om dit te noem en 'n hele hoofstuk feitelik aan dit af te staan, waarvan ons 1 versie in Psalm 110 het en omtrent so 3 of 4 versies in Genesis, is om te wys dat Jesus is nie bloot net 'n addendum tot God se verbonde nie. Hy is nie net 'n onderskrif nie, hy is nie net bloot 'n historiese skakeling, jy weet, vir dit wat God wou regkry, en dat Jesus dan nou op 'n punt in die geskiedenis gekom het, vlees geword het, gesterf het en opgestaan het, sy rol vervul het, en dat hy, weet, daarmee is dit nou klaar. Van daar af aan is dit die eeu van die Heilige Gees. Jesus het 'n klein historiese rolletjie of funksionaliteit gehad. Dis om te wys dat Jesus is groter as enige iets wat ons van weet, wat God ooit voorheen bekend gemaak het. Sy heiligheid deur die wet, Jesus is groter as dit. Die versoening tussen die sonde van die mens en die heiligheid van God deur die bloed van diere, Jesus is groter as dit. Die baie spesifieke, uitgelede, gedefinieerde rol van die hoëpriester en die priesters, Jesus is groter as dit. En hulle, al daai, praat van Jesus. En daarom, as jy van hom wegdraai en jy gaan terug na die ou orde of die ou verbond, dan draai jy jou rug op die saligheid van God. En dit was die groot boodskap van Hebreërs. Jesus kom uit 'n ander orde, hy is verhewe, hy kom uit 'n orde waar jy net kan verstaan wat hy doen wanneer jy verstaan wie hy is. So die openbaring van die persoon en heerlikheid van Christus is daarom die alles oortreffende, alles vervullende doel of agenda van God deur al die eeue heen. En alles wat God gedoen het, tot en met die opstanding van Jesus Christus, het gedui op die Seun. Daarom is ons nie meer onder die wet of die ou verbond nie, maar onder 'n nuwe verbond, 'n nuwe hoof, 'n nuwe openbaring, 'n nuwe wet van God as het ware, naamlik die wet van Christus. En dat ons direk onder sy gesag staan, om hom te aanbid, hy wat die ware Sabbat is van God, hy wat die ware besnydenis is van God, die ware ooreenkoms verbond van God, hy wat alles is, nie net 'n historiese bydra nie, maar die alfa en die omega in alles wat God dink, doen en sê. Wat 'n kosbare waarheid om te verstaan. Elke knie sal buig.